Hartlike goeiemiddag, beloveds, vriende, kennisse. Het is altyd 'n voorreg om julle te groet. Dit is Sondag vandag. Ek glo julle het 'n geseënde dag gehad. Aan die vaders wil ek geseënde Vadersdag toewens. Ek glo dat julle se dag baie geseënd gewees het. To God be the glory, great things he has done. Dit gee my vandag al die rede om vandag hulle vir hierdie blad so gereeld ondersteun, weer eens te bedank en te sê, die seën van die Here is op u. Amen. U sal geseënd wees. Spesiale dank aan Pastoor Buys, aan die kant daar van Kraaifontein se wêreld af gereeld ingeskakel. En dit is my gebed dat die Here nog vir hom ook goeie, mooi jare sal gee. Amen. Praise God. Vandag gaan oor Vadersdag. Beloveds, Vadersdag is nie eenmalige ding wat moet plaasvind nie. Ja, jy kan agterkom wanneer vaders nie afwesig is in kinders se lewens nie. Jy sal agterkom hoe jy weet, verdwaald is hierdie kinders, hoe onseker is hulle oor sekere goed, en hulle is net rigtingloos. Jy weet, die vader hoef nie noodwendig in daai huis te wees nie, maar hy moet altyd jy weet, 'n rol kan speel in die kind se lewe. Amen. Want weet jy wat, jy kry vaders vandag wat in die huis is, wie nie die rol van 'n vader kan speel nie. Hy is in die huis, in die teenwoordigheid van die kinders, en hy is ook daar nie. Dit moet dan 'n verskriklike storie wees, as hierdie pa of vader wat nou nie in die huis is nie, wat heeltemal net gaan seep koop het en jy weet weg is en nooit weer gesien is nie. Amen. 'n Vader moet 'n rol kan speel in iemand se lewe. En ek dank die Here altyd vir die rol wat ek kon speel, want ek kom uit 'n goeie vaderlike, jy weet, hy sê waar reëls en regulasies aan die orde van die dag was, en die vader se plig was om daai reëls op die letter toe te pas. Amen. En dit is wat ontbreek in ons samelewing. Des jare sou jy nooit hierdie onding gesien het, wat huidiglik gebeur of plaasvind, waar jong seuns net eenvoudig roekeloos lewe, jy weet, hulle gee dit nie om hoe en wat hulle doen nie. En ek sal weer my verstil om te sê, gedeelte van hierdie skuld wat ons hier op hierdie situasies wil plaas, gaan aan die government. Die reëls wat deur parlement goedgekeur is, en wat gewettig is, en het hierdie kinders, jy weet, net eenvoudig hy mag gegee en reg gegee om dit maak en doen. En nou sit die government met hulle hande in die hare, want die crime is in die hoogte in, en dit raak net nie makliker nie. Want des jare, as jy 'n goeie pak slaag gekry het, jy 'n goeie loosing op jou baadjie gekry het, die loosing sal jy so onthou, en elke keer wanneer jy iets verkeerd wil doen, dan word jy herinner aan die pak slaag wat jy gekry het toe jy oortree het. So jy gaan 2 keer dink om my om die verkeerde ding te doen, want die pak slaag gaan op jou wag. Jy sien, ek is van hierdie ouens wat glo, jy kan nie een oortreding vir algemeen nie. So daar's nou 'n wet gemaak wat nou, jy weet, lyfstraf afskaf, of wat, jy weet, tug afskaf.
Daar's nou ander maniere hoe jy terug moet toepas. En daai tipe, jy weet, ons verskil van huis tot huis, van ras tot ras. Elkeen het sy maniere hoe hy voel vir hom dit werk om sy kind te dissiplineer. En elke huishouding het maar sy manier hoe, in ons huishouding was 'n goeie pakslaag, was 'n goeie dissipline maatreël. Want volgens die skrif is dit ook so belangrik, buig die boontjie terwyl hy nog klein is. Jy sien, ons laat toe sekere goed wanneer die kind klein is, en wanneer die kind groot is, en dan wil ons die kind half doodslaan. Nee, leer hom al van kleins af. Ek is so geleer, en ek is nou al 'n mooi ouderdom, en ek het nog steeds die selfde gewoonte. Ons was geleer, omdat ek in 'n geestelike huis groot geword het. As jy in 'n huis van die Here inkom, gaan sit maar heel voor, want ons is geleer, agter is daar so baie voelinge en striwelinge, en daar is so baie gesels in die gang. As jy voorsit, is jou aandag heeltyd net gefokus op hom wie voor staan, en wie aan jou woord bedien. So daar is nie afleiding nie. So van kleins af is ons geleer om reg voor in die banke te gaan sit. En daarvan af, as jy gaan sit het, jy stap nie rond nie, jy doen jou ding voor jy in die kerk inkom, en dit is dit. Nou nog is dit by my ingedrul. As ons die reël gefouteer het in die huis van die Here, dan was ons by die huis 'n goeie pak slaag gegee. Nooit voor ander mense nie. Ons was altyd by die huis gekom het, dan moet ons kamer toe gaan, en dan daar word ons maar goed uitgesond. En daai ding het by my gebly tot vandag toe. Amen. Mense, jy weet, baie keer 'n probleem gaan kom as ek in die huis van die Here instap, dan gaan sit ek heel voor. En dit is nie omdat ek gesien wil wees daarvoor nie, maar daar's in my ingeprint, as jy agter sit, as daar so baie voelinge en striwelinge, en so baie geselsies, die ene wil dit sê, en die ene wil daai sê, en dis 'n hele te mekaar storie, die een gaan toilet toe in en uit, en al die stories. Ons was geleer om voor te gaan sit. En ons was in lyn gehou deur 'n goeie pak slaap. Amen. Deur die week was daar tye gegee wanneer ons in die huis moet wees. En as jy daai reël veronagsaam het, dan was jy 'n goeie pak slaag. Ons tyd was altyd gewees, my pa is vroeg uit die huis uit, ons het skool toe gegaan, en ons teruggekom, dan is daar sekere taakies aan ons gegee, deur die dag, wat ons moet doen. Dan is daar 'n uur of wat ons kan speel buite, maar 6 uur. Voordat hy by die huis kom, dan moet ons in die huis wees. So daar is nie nog van weer buite gaan speel na 6 nie. Nee, na 6, as hy in die huis is, huisaltaar is dit ingehou, dan word er geëet, en dan moet jy jou skoolwerk gaan doen, gaan was, en dan moet jy gaan slaap. So daai tipe orde was daar gewees, en as dit veronagsaam was, dan het jy geweet, jy gaan 'n goeie pak slaag kry. En die pak slaag het so gewerk. Wanneer een verkeerd doen, dan word almal daai les geleer. Wat beteken, ons almal het sommer op 'n streeppak gekry. Dis waarom, daai ding het ons so gehad, dat as jy verkeerd wil doen, dan gaan kyk jy eers na jouself. En die verpligting was op die oudste gewees om te sorg dat almal, jy weet, die reël nie veronagsaam nie, want hy het geweet, as die een het veronagsaam, gaan almal pak kry. Dit was die reël gewees. Dit is hoekom het vir my so maklik was toe ek opleidingscollege toe gaan. En jy weet, om training te gaan kry.
was ek die vloerkaptein as ook die company kaptein. Wat beteken ek het 'n vloer was onder my wat ek moes na kyk en sorg dat hulle binne dissipline bly. Maar ek het ook 'n company gehad, 3 vloere waar ek oor hierdie studente was wat ek nou moes binne die orde moes hou. En met hy reël was daar gewees die company, die gedeelte rondom die company was ons verantwoordelikheid om skoon te hou. Daar was nie skoonmakers nie. So elke dag moet daar gekyk word of die gras lank is, of moet gekyk word of waar nie papiere rond nie, ons moet die onkruid uittrek. Dit is voordat jou opleiding begin. Wat beteken? Jy het 'n tyd gehad wanneer jy moes opstaan. Nou ons het so 'n uur voor die tyd opgestaan. As dit 4 uur was, het ons so 3 uur opgestaan, want ons geweet 5 uur moet ons by die eetsaal wees. Van 6 uur begin ons training. Dan doen ons 'n 4.5 en ons is besig. Dan as ons daar van die 4.5 af terugkom, dan gaan jy in die klas in en jy kry jou teorie. En as jy daarvan af terugkom, gaan jy parade grond toe en daar word jy gedrill. As jy daarvan af terugkom, dan gaan jy na jou inspeksies toe. En as jy van jou inspeksies af terugkom, word jy weer gedaan parade grond toe. En dan kom jy daarvan af terug. En dan eet jou aan ete, dit is 4:30 die middag, of voor die namiddag. Want ons was geleer, jy eet te laat nie, sodat jy nie op 'n vol mag gaan slaap nie. Maar nou ja, vir ons mense wat ons nou in die siklus, jy weet, die gewoontes aangeleer is, jy weet, soos ons huis, ons etenstyd was gewoonlik hier tussen 6:30 en 7 uur. Nou vir my was dit 'n aanpassing gewees om 4:30 die middag te eet. En so het hy gou honger geword en hier drink jy na die aandse kant toe, drink jy water, laat jy kan dit nie glo nie. Nou die tipe orde was in ons ingeboesem. Amen. Die Vader se rol is in die huis om die orde te handhaaf, te sorg dat alles wat reël in die huis is, volgens die letter uitgewerk word, of deurgewerk word. En dit verstout my om te sien. Ek weet, omdat hy tipe orde by die deur uit is, dis hoekom ons land lyk soos wat dit lyk, ons dorpe lyk soos wat dit lyk, die tronke is vol van jong manne, wie buite orde is. Maar het jy gesien dat jong manne drink saam met hulle paans, rook saam met hulle paans, dogters, hulle is skandelik. Maar dit is as gevolg van, jy weet, die orde wat in die huis nie gehandhaaf word nie. En dit verstout my om hierdie te lees, liewe dierbares, wat ek gou vir julle iets wys, hierdie Bybel, het ek vir my pa gekoop so 10 jaar gelede. Nou hierdie Bybel was nou al uit mekaar uit, ek het hom maar nou weer so aan mekaar gesit, en ek het gevoel, hierdie Bybel kan ons nou nie net so lê nie, want my pa is oorlede, en hierdie Bybel is maar nou net 'n ornament uit mekaar uit, en toe het ek hom nou weer aan mekaar gesit, en ja, het is lekker groot letters in, en ek het gebruik nou weer hierdie Bybel, want hy is nog nie te bad nie. Amen. Maar kom ek lees vir u Spreuke 22:28. En dit is vir al die vaders vandag. En dit wat ek jou mee wil bemoedig, moenie jou verantwoordelikheid afskuif nie. Jy weet, die kind is nie die pa in die huis nie, die kind bly die kind in die huis. Moenie jou verantwoordelikheid afskuif nie. Wees 'n vader in jou huis. Amen. En om 'n vader te wees, sê nie net jy moet kwaai wees en jy moet net heeldag
wet en orde handhaaf nie. Nee, om 'n vader te wees sê ook dat jy moet 'n rol kan speel waarin jy gemaklik toegewend kan wees om saam mee te praat. Kinders moet nie buite gaan soek vir raad nie. Kinders moet saam jou kom praat. Ek het 'n dogter van my dogters is knap. Hulle is knap. Hulle sal voordat hulle buite gaan raad vra, sal hulle eers by my kom vra. Sal eers aan my kom praat en as hulle nie aan my kan praat, dan sal hulle saam met my vrou praat. Amen. En dis so pragtig. Vandag kom die oudste ene nou in en sy sê vir my wat sy nou gaan doen en al daai. Altyd kom sy en sy kom sê vir my wat haar planne is. En dit is so pragtig om dit te sien. Dit wys vir jou die rol wat 'n vader en huis kan speel. My verantwoordelikheid is dan nou om haar te motiveer, aan te spoor, of haar te sê, luister nie, maar hy is miskien nou nie die regte plan wat jy nou daar het nie, en so aan. En dit is die rol wat 'n ouer, 'n vader moet speel. Amen. Jou rol is nie net om diktator te wees nie. Jou rol is nie net om die roeders neer te lê nie. Ja, pak gee is sometimes ook goed. Ja, nie so af en toe moet jy 'n bietjie pak kry. Ek het nou gelukkig nou van daai voorreg dat ek nie nodig gehad het om so baie pak uit te deel nie. Amen. Want my kinders het 'n verstandhouding. Hulle verstaan wanneer ek ernstig is en hulle verstaan wanneer ek nou, jy weet mee gepraat kan word. Hulle verstaan wanneer ek nie baie grappies gaan hanteer nie of wanneer ek ernstig oor 'n topik sou wil praat. Amen. En wanneer ek ernstig is en oor 'n topik praat, dan luister hulle. Maar ook wanneer ek nou weer in hy ligtelike lyn is, dan weet hulle presies tot hoe ver om te gaan. Hulle sal nooit die lyn oorkruis nie of oorsteek nie. Tipe respek is daar. Amen. Tot op my oudstes. As ek met hulle praat, hulle sal luister. Hulle sal luister. Want weet jy wat, ek het geleer. As ek een keer vir jou pak gegee het, dan maak ek so 'n goeie job van hy paksla, dat jy hom altyd sal onthou. En elke keer wanneer jy verkeerd goed so gedoen het, sal hy paksla, hy breek in jou. Jy sal altyd terugremind word. Amen. En so, dit was vir my baie nodig om baie pak te gee vir my kinders nie. Die oudste dogter van my het glad nooit pak gekry nie. Want sy was te gehoorsaam en ek weet nie, seker een of ander tyd gaan ek seker nog die prys daarvoor betaal, maar tot op nou toe, sy is nou al besig om 25 te word, en nog steeds dieselfde kinderlike gehoorsaamheid wat sy aan die dag lê. Selfs my ander kinders, dieselfde respek wat hulle aan die orde van die dag het vir my. En dit is belangrik. Dis hoekom Spreuke die volgende sê. Jy kan op die skerm dit lees as jy dit wil volg. Maar ek lees uit my oorlede pa se Bybel uit, 33 vertaling, en so aan. Nou die skrif sê in die 28ste vers, 22ste hoofstuk in Spreuke, hy sê, die ou grenslyne wat jou vaders gemaak het, moet jy nie verlê nie. Amen. So, wanneer jou vader, jou pa, jy weet, reëls gemaak het, jy weet, daai tipe reël, of dit wat hy in jou gedeponeer het, daai wysheid, jy weet, moet vir jou op die einde van die dag, jou lifespan vir jou kan dra. Dit moet jou lewe vir jou kan reguleer. Jy moet altyd kan terug onthou, wat het my pa vir my geleer op die pad? Wat moet ek doen? Hoe moet ek sekere issues hanteer? Hoe gaan ek konflik hanteer? Wat gaan my antwoord wees wanneer iemand met jou 'n lelike argument ontlont? Amen. So ons moet daai tipe vibration in ons mind het. Wat het my ouer vir my geleer? En dit is alleen wanneer 'n vader, 'n pa afwesig is in iemand se lewe. En ek gaan weer my verstout om dit te sê, nie noodwendig enige rolspeler, pa, vader,
wat in die huis is effektief nie. Nie enigiets. Soos ek gesê het, jy kan in die huis wees, maar dan is jy nog steeds afwesig in die kind se lewe. En dis waarom ons kinders buite gaan mentors soek. Dis waarom ons kinders buite gaan rolmodelle soek. Want in die huis word hy nie die tipe goed geleer nie. Of die pa is heel dag besig met sy eie goed. Of die pa is besig, is heel dag ge-intoxicated. Amen. Of die pa is by die huis, maar jy weet, is meer besig met sy eie goed by die huis. Maar daar's nooit regtig tyd vir pa en seun geselsies, of pa en dogter geselsies, of pa en kinders verhoudinge nie. Daai tipe verhouding ontbreek. Dis hoekom ek sê, nie elke pa binne 'n huis is effektief nie. Jy kry selfs pa's wat ver distansies is, dan bel hierdie kind vir sy pa van waar hy ook al is. Dan bel hierdie kind en gaan praat met sy pa oor sekere issues, want jy weet, die pa skep net 'n tipe van orde in 'n kind se lewe. Kan pa wel balanseer die orde in hy kind se lewe uit, voordat die kind kan roekeloos raak, of buite orde wil raak, sal die pa se stem, sal in hy kind se gedagte vibreer, en die tipe orde skep, wat hy kind sê nie, maar dit sou my pa nou nie van gelyk het nie, of dit sou nou nie die regte ding wees om te doen nie. Dis wat my pa vir my gesê het. Liewe vriende, dit is nou al reeds weer 'n mondvol. Wat belangrik is vir jou om te weet, vaders, en kinders, wie vandag na hierdie boodskap op uitsending luister, moenie die ou grenslyne wat jou vaders gemaak het, moet dit nie verlê nie. Ek raak groot in geestelike huis, en ons kom by 'n kerk, en wat die kerk van God is. Dit is eintlik die kerk waar my geestelike, jy weet, eintlik waar my bediening geskaaf is. Ek was wel die jeugleier by Full Gospel gewees, en die sonneskool president van Full Gospel. En toe ons skuif, weet, op 'n jong ouderdom, ek was nog nie in correctional services gewees nie. Nee, ek het nog daai stadium toe werk ek nog by Spek en Ham, net klaar gemaak met skool. En kom ons by hierdie gemeente, die kerk van God, en dis waar ek gesyp word. In die bediening van die Here. En die leiers wat oor ons was baie streng gewees. Baie streng. En nou kan ek verwys na in die begin het ek van 'n pastoor gepraat, Pastor Buys, van Kraaifontein. Dit was alles rolspelers. Hy was een van die rolspelers in die skawing van my bedienings. Pastor Square en Pastor Souls, wat die moderateur was, Pastor Pitt, Pastor Albertine, ek praat van groot name, wie 'n geweldige rol in my skawing gemaak het, tot my bediening. Amen. En as mense wie streng was, daar was nie grappies gemaak nie, baie streng, en ook kan ek terugverwys na die vorige kerke waar ons nou groot geword het, soos by die Full Gospel, soos die Pastor Moller gewees, wat nou onderwyser was, en het altyd hy meesterlike, of hy onderwys, jy weet, onderrig het hy aan ons gegee, selfs binne die kerk. Amen. Hy was ook die een wat my gedoop het, toe ek 13 jaar oud was. En dan voor dit was het AGS, Pastor Marlik, waar ek my sonnaskoolopleiding gekry het. So ons kom in 'n streng leierskap uit, vaderlike leiers uit,
maar ook dan nog in ons huishouding. Daar is nou plekke waar ons gegaan het, as ons Sondag is, en ons Woensdag aan, en so aan, of konferensietye, dan ons nou, dat hy type vaderlike teenwoordigheid gehad, maar in ons huishouding, praat ek toch van, waar elke dag van my lewe was, daar het ons ook hier het ons gesonde leringe gekry oor die moeds en die moedies van die lewe. En dis waarom ek vandag nog hier is. Dis waarom daar nog nooit 'n neiging gewees het na die wêreld toe nie. Want ek het geleer, alles wat ek wil hê, sal ek gekry in hierdie boek. Die Bybel verklaar in Joshua, hierdie wetboek mag nooit uit jou mond uit gaan nie. Amen. Want hier is elke antwoord vir alle vrae wat jy nodig het, gaan jy in hierdie wetboek kry. Amen. Hierdie boek is gelei met skrifte, beloftes. Hierdie boek is gelei met antwoorde wat jy het nie nodig om rond te gaan soek nie. Want dit is hier. Dit is hier opgeteken. Dis waarom ek vandag lees, weet jy wat? Mens is so, altyd, jy weet, so, eierwys. Jy doen goed en dan, jy weet nie, jy doen die verkeerde ding eers nie. Of jy is hardkoppig, mense gee vir jou goeie raad, vaders wat vir jou goeie raad gee, en jy gooi dit net weg. Jy ignoreer dit net, maar hoor wat sê die skrif, in Spreuke 21 vers 30, hy sê, daar is geen wysheid, en daar is geen verstand, en daar is geen raad teenoor die Here nie. Want hoor wat sê die in 29ste vers, hy sê, die goddelose trek 'n onbeskaamde gesig aan, maar die opregte gee aan sy weë die regte rigting. So, my liewe vriende, laat ons kop kry. Jong mense, laat ons kop kry. Paans, julle wat afwesig is en geen effektiewe rol speel in julle kinders se lewe nie. Laat ons kop kry. Want daar's kinders wie honger is na leiding. Kinders is wie honger is na raad. Nie van buite af nie. Want wie weet, ja, hierdie kind kan net sy kop by verkeerde huis insit. En dan kry jy nou raad daarso, en kort voor lang sien jy, hierdie kind is die grootste dragsmokkelaar, of hierdie kind is die grootste gangster, of hierdie kind is die grootste drinkteam, hy's 'n keller homself, of hy rook, laat die stoom uit sy ore uitkom. Maar hy sit by verkeerde huis gaan aanklop vir raad. Wees jy die venue? Wees jy die pilaar in sy lewe? Wees jy die antwoordgeer in sy lewe? Wees jy die raadgeer in sy lewe? Moenie laat hierdie kind van jou buite gaan raad soek nie, of by ander venues gaan raad soek nie. Amen. As goed om streng te wees, ek is baie streng, ek glo so ek is baie streng, man, my ja is my ja, en is my nee, bly my nee, dit is hoe ek groot geword het. En sometimes buig ons die reels, en dan, die weet, die kinders kan gou misbruik maak van die buiging. Kom ons tel ons kruisel weer op. Wees die pa in die huis, wees die raadgeer in die huis, wees die betrokkene in jou kind se lewe. Amen. Dan glo ek die Here gaan ons land weer genees. Die Here gaan ons kinders weer reg kry, reg trek. As ons ouers, ons vaders net weer hulle rol kan vertolk. En soos ek gesê het, dit is nie altyd nodig om net pak te gee. Sommige kere het jy net nodig om jou stem te laat hoor en raad te gee en rigting aan te gee. Dan hoor die kind as hy luister die regte pad te volg.
Jy weet, daar is toch wel wette, en ek glo by my, nog steeds myself, dis my persoonlike opinie, hierdie wet het gemaak dat die ouers se hande afgekap is, maar toch kan jy nog steeds 'n rol speel, amen, en wanneer jy die rol speel, en die kind nie wil hoor nie, kan jy ook op die einde van die dag sê, ek het probeer, maar hierdie kind wil nie kop gee, ek het alles getraai, hierdie kind wil nie kop gee, amen, en dan, jy kan nie die wet oortree nie, want, kyk, des jare, as die ouer dit getraai het, en dit het nie gewerk nie, dan het hy nou dit getraai, en as dit nie gewerk het nie, dan gaan haal hy sy band uit, of hy gaan haal die sweep uit, en hy gee die kind 'n goeie pak sla, en dan kom die kind weer terug tot orde, maar vandag kan hy dit nie meer doen nie, nou, hy kan dan sê, luister, ek het al die wennings getraai, ek het met die kind gepraat, ek het met hierdie kind 'n pad geloop, maar die kind wil nie kop kry nie, maar moenie jou verantwoordelikheid afskuif nie, wees jy die vader in huis, wees jy die vader in jou kind se lewe, wees jy die ou na wie die kind gaan uitreik, wees jy die een wie jy gaan opsoek, as jy 'n probleem gaan verkeer, amen, en ek glo, mag die Here ons in hierdie dag seën, mag hy vir ons deurkom, amen, onthou, nie elke reël werk vir elke huis nie, pas jou reël toe wat vir jou huis werk, ek glo so, dat die Here ons weer gaan, jy weet, toebedien, met wysheid, en met krag, en met sterkte, sodat ons huishoudings weer in lyn kan kry met God se woord, en ook dat so die wil van die Here sal uitoefen, amen, mag die Here u seën in hierdie agtermiddag, mag julle wonderlike krag kry, en baie genade kry, die Here se seën, vermenigvuldig oor die lewe, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en ons sê, amen.